Romeine 8 verse 4 tot 9 sê, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. Maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God, dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Ek kry hierdie week 'n storie op Facebook waar 'n oupa vir 'n seun vertel hoekom sekere dinge in 'n mens se lewe gebeur. Hy sê, op die eerste dag het God die hond gemaak. En God sê vir hom dat hy elke dag op die stoep moet sit, langs sy voordeur, en hy vir almal wat daar verbykom moet blaf en grom. En God sê vir hom, daarvoor sal ek vir jou 20 jaar gee om te leef. Die hond antwoord en sê, 20 jaar is bietjie lank om te sit en vir mense te blaf. Ek sal dit vir 10 jaar doen en ek sal 10 jaar aan die teruggee. God stem in. Op die tweede dag het God die aapie gemaak. God sê vir hom, die aapie moet niks uithaal en met die mense moet laat lag en God sal vir hom 20 jaar gee om te leef. Die aapie antwoord, 20 jaar is lank om vir mense triks te doen en te maak lag. Ek gaan doen wat die hond gedoen het. Ek gaan dit vir 10 jaar doen en 10 jaar teruggee. En God stem in. Op die derde dag het God die koei gemaak. Jy gaan elke dag in die veld wees, jy gaan die boer help onder son en weer, jy gaan kalfies kry, jy gaan melk gee, so jy gaan die boer aan die lewe. En jy gaan dit vir jou hele lewe doen vir 60 jaar. Ek gaan vir jou 60 jaar gee. Die koei antwoord, dis 'n aflewe vir 60 jaar. Wat van 20 jaar en ek gee aan die 40 jaar terug? En God stem in. Op die vierde dag het God die mens gemaak. En God sê vir die mens, jy moet eet, slaap en speel. Daarvoor gee ek vir jou 20 jaar. En die mens antwoord, dis bietjie kort. Ek het 'n voorstel. Wat van die 20 jaar en dan al die jare wat die diere nie wou gehad het nie? Die koei se 40 jaar, die aapie se 10 jaar en die hond se 10 jaar, dan is dit 80 jaar. En God stem in. En die oupa sê aan die seun, my seun, dis hoekom ons vir die eerste 20 jaar van ons lewe net eet, slaap en speel. Vir die volgende 40 jaar jou doodwerk om jou familie aan die lewe te hou en jou familie te ondersteun, onder son en weer. Vir die volgende 10 jaar apietriks doen en jou kleinkinders laat lag. En vir jou kleinkinders so lekker soos moontlik probeer maak. En vir die laaste 10 jaar op die soep sit en vir almal brom en blaf wat verby jou huis loop. Julle sien, dis eintlik die hele lewe net daar opgesom. Nou net soos die oupa probeer verduidelik het aan die seun hoe die lewe werk, verduidelik Romeine 8 vir ons hoe lyk die Christelike lewe. Romeine 8 sê vir jou hoekom jy ervaar wat jy ervaar. As jy nou baie mooi luister vanoggend, dan gaan jy hoor Paulus praat van 'n oorlog binne in jou. Nou soos my kinders sê, daar's 'n good guy en daar's 'n bad guy. En hierdie twee ouens maak oorlog binne in jou. Hulle kan mekaar nie verdra nie. Die een se naam is die vlees en die ander se naam is die gees. Nou kom ek verduidelik vir jou wie elkeen van hulle is. Die een is baie maklik met die naam van die gees. Dis die good guy. Dis nou die Heilige Gees. Die ander een is die vlees. Nou ek moet sê, ek dink dis wat baie mense dit dalk bietjie verkeerd verstaan. Want hulle reken as daar staan in die Bybel in Romeine 8 die vlees, dan is dit my fisiese liggaam. So my lyf is die probleem. Dis nie wat hier staan nie. Paulus gebruik die Griekse woord sarx. En ek weet hier staan in hierdie Bybel vir my sonde, nou dis bietjie nader as vlees. Maar die beste woord wat sarx beskryf is eintlik jou ego. Jou vlees is nie jou fisiese liggaam nie. Dis jou ego. Dis daai selfsugtige deel van jou. Jou vlees is elke keer in elke situasie besig om te skree waarin jy beland. Ek, my en myne. Nou interessant is,
ek het bietjie gaan kyk en bietjie dieper gaan grawe binne die vlees. Wat ek kon agterkom is dat jou vlees of jou ego bestaan uit 5 goed uit. Die eerste ene is my wil. Dis nou waar jy sê my tyd, my agenda, dit wat ek wil hê, dit gaan oor my eie wil. Die tweede enetjie is my glorie. Dis nou waar dit gaan oor jou populariteit, mense moet van my hou en ek werk baie hard aan die beeld wat ek buite wys. Die derde ene is my geluk. Dit gaan oor jou begeertes. Ek sal doen wat ek wil doen, wanneer ek dit wil doen, om te kry wat ek wil hê. Alwaaroor dit gaan is wat my gelukkig maak. Die vierde enetjie is my geregtigheid. Wel, ek sal die mense self uitsort in my lewe, as iemand my seer gemaak het, maar ek sal hulle dubbel terugkry. Ek het nie nodig om iemand my battles te fight vir my nie, ek doen dit self. Die laaste enetjie is, ek is my eie grootste vriend. Ek sal dit regkry in my eie krag, ek is slim genoeg, ek het genoeg talente, ek kan dit sommer self doen, ek het niemand nodig nie, ek is my eie army. So jou vlees bestaan uit 5 goed uit. My wil, my glorie, my geluk, my geregtigheid en op my eie. Nou kan jy verstaan hoekom die Gees binne in jou geen ooghare vir hierdie ou binne in jou het nie, hoor. Hoekom hierdie twee nie saambraai en saamkuier, maar groot vyande vir mekaar is. Want die Gees is presies die teenoorgestelde. Die Gees haal jou oog van jouself af, hy draai jou kop in die rigting van Jesus. Die Gees kom ook met sy 5 goed. Jesus se wil in my lewe. Hy weet die beste wat ek nodig het. Dit gaan oor Jesus se glorie. Hy is belangrik, nie ek nie. Ek moet vir Jesus lewe, nie vir myself nie. Jesus sal my moeilikheid hanteer, ek hoef nie. Jesus is wat ek nodig het om alles aan te vat in my lewe, ek kan nie. Mense, hierdie twee is binne in elke liewe Christen. Daar's 'n oorlog aan jou, binne in jou aan die gang. Hierdie twee is in mekaar se hare elke liewe dag van jou lewe. Dit behoort nie vir jou nuus te wees nie. Ek dink jy is diep bewus van daai oorlog wat binne in jou in die gang is, hoor. Ek meen, hoor wat sê Paulus net in die vorige hoofstuk in Romeine 7 vers 15. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. Hy gaan verder vers 19. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoor hierdie oorlog wat Paulus binne in hom beskryf. Die feit dat daar 'n oorlog binne in jou aan die gang is, beteken nie dat daar iets fout met jou is nie. Daar is iets reg met jou. Ek wil dit vandag vir jou weer sê, jy moet dit hoor. Die feit dat jy bewus is van hierdie oorlog binne in jou, is 'n teken dat daar iets reg is binne in jou. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Toe ek gestudeer het ek 3 goed in my lewe gehad. Dit was my swattings, dit was my rekenaar, dit was my gym. Dit was 'n baie eenvoudige lewe. Jy studeer en jy leer en jy werk baie hard, vanaand dan kom jy huis toe en dan gaan gym jy gou en as jy vir die gym afgekom het, jy kom huis toe, dan sit jy vir jou, dan maak jy kos en jy sit vir jou fliek aan of jy speel 'n game. Later toe begin die gym gou gaan my byt. Toe wil ek nou ook begin spiere bou, want ek sien mos hoe lyk die ander ouens wat in die gym rondloop. Ek het eers gedink hulle is wat lemoenboere, maar toe leer ek nee, dis eintlik die spiere wat half in die pad is. Hulle kan nie die arms toe kry nie, want ons loop die hele dag in die gym so rond. Ek wil ook so lyk, ek wil ook lyk of my hemp 4 sizes te klein is. Maar toe begin ek leer, dit kos oefening en eet. Toe bestaan my lewe uit 4 goed. Swattings, my rekenaar, gym, hoender, broccoli en 'n aardappel 5 keer 'n dag. Dit het vir 2 jaar so aangaan. Toe moet ek vir Alicia. En ons raak ernstiger en later toe trou ons. Maar nou my finale jaar begin ek as 'n jong getroude 'n paar harde lesse leer. Ek sê mos jy leer alles aan eerste jaar, hoor. Want toe begin ons stoei en lekker beklei, want nou kan ek nie meer doen wat ek graag wil doen soos ek dit altyd gedoen het nie. Die swattings is daar, die rekenaar tyd is daar, maar aansienlik baie minder want ek het 'n vrou wat nou ook my tyd wil hê. Gym kan nog gebeur, maar my vrou gaan verseker nie 5 keer 'n dag saam met my hoender, broccoli en 'n aardappel eet nie, hoor. Skielik moet ek leer kos maak en ander planne kry as ek 1 jaar getroud wil wees. Nou dis nie my vrou wat die probleem is nie. Die moment toe sy in my lewe inkom, toe kan ek nie meer maak wat ek wil nie. Want hier het nou 'n paar dinge verander.
En dis wat gebeur in jou lewe. As jy net die vlees in jou het, dan is daar geen konflik. Dan kan jy maak wat jy wil, jy kan mal gaan, jy kan die sonde doen, jy kan soveel doen as wat jy wil, jy kan net mooi niks omgee nie, en jy slaap soos 'n prokureur in die aande. Maar sodra die gees intrek, dan kom die moeilikheid. Want nou kan die vlees nie meer maak wat hy wil hê. Die moment toe die gees intrek, toe begin die oorlog. Jesus raak jou hart, en daar begin 'n oorlog binne in jou vir jou hart. So die feit dat jy bewus is van 'n oorlog binne in jou, is 'n baie goeie ding, want dit beteken jy het die gees. Dit beteken die vlees hardloop nie meer vry rond nie, die gees soek beheer, hy beklei vir jou hart. Nou hoe laat ek die gees wen? Want Paulus sê reguit hier, as ek die gees een kant toe gaan stoot, en ek maak wat ek wil, is die dood my voorland. Maar as ek die vlees een kant toe kan stoot, en ek volg die gees, gaan ek lewe. Die oorloggronde is in jou kop. Die plek waar jy dit wen, is in jou kop. Want jy gaan net doen waarin jy dink. Jou lewe is altyd besig om te beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Jy kan 'n oorwinning behaal. Jy kan nie positief lewe as jou gedagtes die hele tyd negatief is nie. Jy kan nie 'n oorwinning behaal as jy klaar in jou kop reggemaak het vir 'n mislukking nie. As jy nie jou kop reg kry nie, gaan jou lewe ook nie regkom nie. Ek meen Romeine 8 vers 5 sê dit so duidelik. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die gees lewe, bedink die dinge van die gees. Okay, so hoe kry ek my kop reg? Dat ek die dinge van die gees bedink. Dat ek die gees die oorhand gee in hierdie oorlog binne in my, want vrede en liefde lê voor as ek dit kan regkry. Daar is twee goedjies wat jy gaan moet doen. Die eerste ding is, jy gaan moet ophou luister na wat die duiwel fluister en begin luister wat God vir jou sê. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar die Griekse woord vir die duiwel is diabolos. Diabolos beteken aanklaer of in plat Afrikaans die een wat sleg sê. En dis presies waar die duiwel begin om jou te kry om slegte dinge te doen. Al wat hy moet doen is, gaan jou nie kry om jou slegte dinge te doen nie, kom ons begin jou kop. Kom ek kry jou eers om slegte dinge te dink. Dis hy stemmetjie wat elke dag vir jou sê, jy is so 'n pateet. Jy is so swak. Jy kan nie. Jy het klaar misluk. Daar is 10.000 mense beter as jy hierin. Hou net eerder op. Jy het nooit genoeg nie. Jy is alleen. Dis net pyn wat vir jou voorlê vir die res van jou lewe. Om hom stil te maak, gaan jy moet luister na wat God sê. Want God sê vir jou, ek het jou waardig gemaak. Ek het my seun gestuur om in jou plek dood te gaan, sodat jy die hemel kan kry. Ek wat die hemel en die sterre gemaak het, ek ken jou op jou naam. Ek het 'n plan vir jou lewe en ek gaan nie ophou voordat daai plan in vervulling gekom het nie. Jy is nie 'n niks nie. Jy is nie 'n niemand nie. Jy's 'n iemand vir wie ek my seun gegee het. Soos verlede week se preek gesê het, wanneer ek na jou kyk, sien ek my seun Jesus in jou raak. En hierdie ene moes ek ook. As ek iemand anders in gedagte gehad het, of beter gedagte gehad het vir Fynbos, sou hy voorgestaan het, ek het jou geroep, ek het jou gekies. Mense, luister wat God vir jou sê. Want dit gaan nie oor wat ander mense van jou dink nie. Dit gaan oor wat God van jou dink en vir jou sê. As jy na die stem van die duiwel gaan luister, gaan die vlees die oorhand kry en dood is wat vir jou voorlê. Is dit nie presies wat jy voel as jy in daai gat beland, jou hart gaan dood. Jy voel dood hier binne. Die vlees lei tot die dood. Maar as jy na God se stem gaan luister en jy dink soos God dink, jy is waardig, jy is spesiaal en jy gaan dit maak omdat God so besluit het. Die gees lei na die lewe. Jy begin leef. Jou hart begin wakker word. Druk jou ore toe vir die duiwel. Luister na wat God oor wat jy sê. Jy gaan nie net na God moet luister nie, maar jy gaan ook soos God moet dink. Dis my ongelooflike hartseer dat ons baie keer 'n gedagte het, 'n God
wat nie kan wag om te straf en te oordeel nie. Amper soos iemand wat jou onder 'n vergrootglas het en sodra jy een klein dingetjie gedoen het, dan sak die hel op jou neer oor daai dingetjie wat jy gedoen het. God fokus nie op wat jy verkeerd doen nie. God fokus op wat jy reg doen. Dit wat ons verkeerd gedoen het Jesus klaar in die kruis oorgesterf. God fokus op wat ons reg doen. Hierdie is so belangrik. So 'n paar aande terug, toe Sean en Nina daar by my vir Bybelstudie. En soos julle nou vir oulike, vriendelike Xavier al ken, julle sal hom nou sien meer rondloop, net nou rondloop. Hy het eers die wêreld vol gekry, hoor. Hy en my 3 daar in die sitkamer. Maar nou is hy weer op daai stadium waar hy oor ons opstaan en teen alles opstaan. Hy het nou geleer opstaan. Maar sodra hy die bank los, dan val hy weer op die grond neer. Dan staan hy maar weer op teen die bank en hou in die bank vas. En dan sodra hy die bank los, dan val hy weer op die grond neer. Maar een aand, ironies nog ongenieg, by die Bybelstudie, toe kry hy weer 'n idee. Jy het nog gesien hoe 'n kleintjie sy idee kry. Staan so op 'n bank, en dan begin hy so rondkyk, wie kyk vir hom? Niemand mag vir hom kyk, niemand vir hom kyk, jy gaan dit probeer. As jy hom kyk, doen dit nie, dit is baie skerp. Wel, op 'n stadium, toe staan hy weer op, en hy kry hierdie idee, kom ek swaai net my heup. As ek net my heup geswaai kan kry, nee, dan kan ek dalk my eerste tree gee. En hy swaai sy heup, en hy probeer hy eerste tree, val. En hy staan met die bank, en hy staan weer op. Wel, daai aand het ek nie gesien toe hy sy eerste tree gee nie. Wat ek wel gesien het, is ek het vir Ma gesien, en Ma het vir hom raak gesien. Want toe hy eerste tree 'n floppie gee, toe staan Ma nou op. Toe Ma nou opstaan, en hy kom, en hy staan weer op, en hy gee hy eerste 2 tree, my maat is Ma by hom, en Pa is kort op die hake. Wat ek wel met sekerheid kan sê, is toe hy weer sy eerste tree gee, daai aand, het Sean en Nina nie opgespring en gesê, ag, stupid, hy kan nie eens loop nie, hy val net die hele tyd, 1 tree is die regte beste wat jy kan doen, nee my maat, jy kan beter, 1 tree, ek loop die hele dag lang, man, dis nie wat hulle gesê het nie. Wat gebeur het was, toe Nina opspring, en sy skree van opgewondenheid, Sean is kort op haar hake, en almal draai, en hulle staan daar in groot afwagting, Nina skree, kom Boetie, mooi Boetie, jy kry dit reg, wow, dit is so cool, sy eerste tree, kom Boetie, doen dit weer, jy's amazing, jy kry dit reg. Man, dit klink soos 'n Springbok wêreldbeker finaal. Mense, dis wat God met ons doen. Hy konsentreer nie op wat jy verkeerd doen nie, maar op wat jy reg doen. Dalk het jy vandag 'n kans gevat en vir die eerste keer by die kerk ingaan. Vir 'n lang tyd weggeraak en moed by mekaar geskraap vanoggend by die ingeloop. Dalk is dit die eerste keer wat jy 2 sondae na mekaar kerk toe gekom het. Ek meen die feit dat jy vandagoggend opgestaan het en 'n besluit geneem het om te sê ek gaan kerk toe. Later wanneer jy dalk op YouTube na die preek kyk, het jy besluit eerder om dit aan te sit as wat jy iets anders aansit wat 'n mens se aandag mee kry. En ek hoor vir God in my gedagtes waar hy sê, jy kry dit reg. Mooi so. Is dit nie ongelooflik nie? Hou net aan, jy kry dit reg. Jesus, ek is so trots op jou. Jy kry dit reg. God gaan nie elke keer wanneer jy val, daar staan sy arms vou en dan gaan hy sê, stupid. Hy kan dit nie eers reg doen nie. Is dit regtig die beste wat jy kan neem en maat jy moet beter? Nee, daar val hy weer. God raak so ongelooflik opgewonde oor alles wat jy reg doen. En die goeie wat jy probeer. God staan en hy skree, jy kry dit gedoen, jy kry dit gedoen. Jy kan dit weer reg kry. Ek weet jy kan. Ek het jou gekies. Ek weet waar jy in staat is. Kom aan, ek is met jou. God fokus op die goeie, nie op die slegte wat jy doen nie. Daarvoor het hy sy seun gestuur, dis klaar betaal. Mense, jy gaan moet dink soos God dink. Want wanneer jy dit raak sien, dat God op jou fokus, en hy sien die goeie raak wat jy doen, en hy raak opgewonde oor, nie oor jou foute nie, vrede en lewe. So kom ons kom terug na die groot vraag toe. Hoe kry ek dit reg om die Gees die oorhand te gee deur die oorlog binne in my? Luister na wat God oor jou sê. Moenie luister na die duiwel nie. Jy gaan moet dink soos God dink. Sien wat hy sien wanneer hy na jou kyk. Hy is ongelooflik trots op jou.
Wanneer jy jou kop reg kry, sal lewe volg. Dis wanneer die Gees die oorhand gaan kry. En vrede en lewe is jou voorland. Hierdie oorlog lê hier binne in jou. Amen.